elke dag. Lees jouw Bijbel met elke dag en je zal groeien, groeien, groeien. En je zal groeien, groeien, groeien. En je zal groeien, groeien, groeien. Lees jouw Bijbel met elke dag en je zal groeien, groeien, groeien. Lees jouw Bijbel. Lees jouw Bijbel met elke dag, met elke dag, met elke dag. Lees jouw Bijbel met elke dag en je zal groeien, groeien, groeien. En je zal groeien, groeien, groeien. En je zal groeien, groeien, groeien. Lees jouw Bijbel met elke dag en je zal groeien, groeien, groeien. Die wijze man was hij huis op die rots. Die wijze man was hij huis op die rots. Die wijze man was hij huis op die rots. En die reen in neergeval. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die huis op die rots staan vast. En die dwaze man was hij huis op die zand. Die dwaze man was hij huis op die zand. Die dwaze man was hij huis op die zand. En die reen heeft neergeval. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die reen val neer en die vloed stijgt op. En die huis op die zand valt blank. Zo blij ik word aan Jezus. Ik zo blij ik word aan Jezus. Ik zo blij ik word aan Jezus. Halleluja, prijs die Heer. Prijs die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prijs die Heer. Ik zo blij ik word aan Jezus. Ik zo blij ik word aan Jezus. Ik zo blij ik word aan Jezus. Halleluja, prijs die. Gemeente, kom ontstaan. Prijs die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prijs die Heer. Amen. Dank jullie, dat mag gaan zitten. Al jullie volken, klap jullie aan de juich tot Heer van God. Al jullie volken, klap jullie aan de juich tot Heer van God. Verhoog jullie stem en roem zijn naam en elke stad op aarde. Zing met, dans om lof
days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. And those are the days of your trials, of famine and darkness and sword. Still we are the voice of the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining in the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and Iron of Zion says salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white as your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding in the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. Year of Jubilee, out of Zion fields salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion fields salvation comes. There's no one like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes. Behold, he comes. Vader, we zien uw gerecht. En we zien jouw Geestes woord hier op pad is. En we ons sê, ons gereed maak. Gereed maak vir die komst van die koning. Ja, Here, berei ons harte voor om reg te wees vir die komst. Berei ons harte voor, dat ons nie sal gestrekt wees nie. Nie meegevoer word deur die besigheid, besig gejaag te lewe. So op die gerig nou. Tyd in die teenwoordigheid spandeer. Staar aan die teenwoordigheid. En worship en binne. Dat U ons kom volmaak. Soos Maria van ons. Thousand generations
if you walk in freedom, and if you bear His name, sing this song forever to the Lamb. Now we'll sing This song forever and amen. and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, supply, your name is the highest. And Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. your name is the highest. And Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. those in the field. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy,
He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Ons gee die Here 'n lofoffer. Waar geprys te word. Hy is hier. Oorwinnaar oor die dood. Triomferend oor die dood. Wat se dood al ook in jou lewe mag wees, kan hy lewend maak. Amen. Heilige Gees, kom baie vanoggend in ons midde. Kom bring lewe, maak vry. Enige houvas, enige shackles, kom breek af hier. Soos ons verklaar dat U Here is, oor hemel en aarde. Kom wees die Here van ons harte. Maak skoon elke kamer. Net soos U kan doen. Net soos U kan. Hy is hier. Hy is hier. Triomferend Door die dood, ja, Hy is hier. en Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus is die Heer. Heilig Heer, Heilig Heer, Hy is oorwinnaar oor die dood, ja, Hy is hier. Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus is die Heer. Hy kom weer, Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, Hy is hier. Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus is die Heer. Hy kom weer, Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, Hy is hier. Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus is die Heer. Hy kom weer, Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, Hy is hier. Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus is die Heer. Hy kom weer, op die wolke om te oordeel, Hy is hier. Elke knie sal buig, elke tong bely,
vra dat U ons sal help, dat ons sal uitreik na die verlore gaande wêreld daar buite. Here, dit is so donker, dit is so moeilik, daar buitekant. Here, dankie dat die Gees ons voorberei om dit te kan doen. Maar Here, help ons om daai siele te gaan win wat nodig is. Here, ek wil vra dat U in ons elkeen se harte sal daai honger sit om dit te doen. Daai liefde vir ons medebroer en suster. Here, vir daai boemelaar daar buite. Vir daai persoon daar buitekant. Here, gee ons 'n hart vir hierdie land en sy mense. Here, laat die Gees ons lei. Laat die Gees ons dra. Here, dit is wat U van ons elkeen verwag. Dit is wat U vir ons elkeen gegee het om te doen. Om te gaan en disippels te maak vir U. Here, kom steek daai vuur weer brand. Dat dit kan brand, Here, en 'n groot veldbrand veroorsaak. Dat dit 'n oproer sal maak. Dat dit mense sal wakker skud. Here, hoe kan ons stil bly oor die grootheid? Hoe kan ons stil bly oor die hand van bewaring in ons, Here? Here, daar is niemand groter as U. Niemand. Ons het U so lief, Here. Ons het U so nodig elke dag. Dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U alomteenwoordig is. Dankie dat die Gees by ons bly. Jesus, kosbare naam. Goed, Marlene, is jy by die kinderkerk vanoggend? Joni. Gaan daar saam met staan nie Joni, al die kinders, die wat wil saamgaan vir die kinderkerk. En die Joni gaan vandag vir julle lesie gee, mag die Here vir julle seën en opbou in die geloof. Vaste fondamente lê. Amen. Die wat Bybel sê, julle kan oopmaak Matteus 24. Matteus 24. So wonderlik om saam die Bybel te lees met die leesplan. En daar waar ons in Exodus trek, is dit soveel preke wat ons daar ook kan uitgee. Maar ons trek in Matteus ook, so hierdie sou julle onlangs gelees het, as julle by die leesplan, ek dink nog in hierdie week of dalk laasweek, Matteus 24. Begin van die week gewees. Maar dit is tyd dat ons weer herinner hoekom ons hier is en dat die Here se koms naby is. Ons het laas jaar ook 'n hele tyd daarin spandeer sonder om datums te gee. Ons weet nie. Maar as jy gaan lees deur die Bybel, en ek praat nou van Jesus se tweede koms, is die heeltyd is die beklemtoning dat ons moet gereed wees.
So dit geld vir elke generasie. En terloops, dit is die onderwerp wat die tweede meeste voorkom in die Bybel. In die Nuwe Testament, is die koms van die Here. Wat is die eerste? Verlossing natuurlik. Want jy is in elk geval nie reg wees vir die Here as jy nie verlos is nie. Dis eers om te weet wat is verlossing en hoe dit werk. So natuurlik is dit die een wat die onderwerp wat die meeste voorkom in die Bybel, en spesifiek Nuwe Testament ook. Maar dan, tweede, koms van die Here. Derde een is finansies, glo dit of nie. Maak sin. Dis waarvan ons leef. En Here het baie te sê daaroor. Maar ons vanoggend praat ons nie daaroor nie. Ons kyk na Matteus 24, op 'n paar gedagtes deel, ons gaan deur die hele hoofstuk gaan. En van die begin af wil ek sommer sê, ons almal moet dit lees met die verstaan ons in nederigheid, wat ons nie alles weet nie, veral wanneer dit kom by die hoofstuk. Maar daar is tog 'n paar goed wat ek wil deel, maar dit ook met die klem op Jesus se koms, en dat ons moet gereed wees, wanneer dit ook al mag wees. Goed, so Matteus 24 begin hy, vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. Net 'n bietjie agtergrond, die tempel van Salomo was hierdie majestueuse tempel gewees. En toe is die tempel verwoes deur die Babyloniërs, net 586 voor Christus. Maar soos God hierdie profete gesê het, hy gaan sy volk weer terugbring. En Kores het Babylon verower, die Persië, en almal na hulle tuislande teruggestuur. En so kon die Jode teruggaan. En hulle bou die tweede tempel, maar het was nie naaste by in dieselfde, ek praat vanuit 'n letterlike oogpunt, nie naaste by dieselfde glansrykheid as wat Salomo se tempel was. En so vir hulle wat dit onthou het, Salomo se tempel was 'n soort van wat is die woord? Teleurstelling, ja. Maar in die tyd wat Herodes kom het, hy was bekend vir sy bouwerk. Hy was lief vir sy bouwerk. En hy het hierdie tempel, en hy was nog steeds, terwyl hy nou hier praat, was dit in proses gewees. Waar hy al begin het, is nou reg die 60 of 80 voor Christus. Mag verkeerd wees oor die datum. Maar dit is al lang tyd voor hom wat hy al begin het met die bou. Daar is 'n verskillende Herodes op die oond wat opgevolg het ook natuurlik. Hulle almal was Herodes. En so was dit nog steeds in konstruksie. Maar dit was iets besonders om te aanskou. En soos ek sê, jaar na jaar het so Jesus hulle gaan na Jerusalem en na die tempel. Maar daar het seker nou weer aanbouings gewees in daai jaar wat hy dalk terug was in Kapernaum en Galilea en so meer. Nou wil die disippels vir hom wys hierdie wonderlike geboue van die tempel. Vers 2, en Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Kan jy hulle reaksie veronderstel toe hy dit sê? En dit, wat op die oond gebeur het, 70 na Christus, net so amper 40 jaar later, waar hy tempel verwoes was, en nie een klop op mekaar nie, want soos hulle het verwoes het, Romeine, het hulle die goud daarvan teruggekry. Hulle nie die goud verloor nie, en dit gemaak dat daar nie een steen op mekaar gebly het nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, en die Olyfberg is waar hy opgevaar het, die Olyfberg is waar hy gaan terugkom. Disippels weet het, hulle ken Sagaria, dis wat het sê. Kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Menende oor die tempel. En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? As hulle vra, wat is die teken van die koms
is dit met hulle gedagte wanneer hy in Jerusalem gaan kom om te regeer, wanneer daai optog sal wees. Want dis wat hulle verwag het. Hy kom om nou die Romeine te verower en vanuit Jerusalem te regeer, want dis wat die profete sê. En dit gaan gebeur, maar dit was nog nie die tyd nie. Hulle het nie al die skrifte verstaan nie. Maar dis wat hulle vra, en dan vra, wat is ook die volëinding van die wêreld? Waarskynlik gedink, dis gebeur alles in een. Waarskynlik is dit wat hulle gedink het. Vers 4, en Jesus antwoord, en nou sit hulle op die Olyfberg, dis waar hy gaan opvaar, dis waar hy gaan terugkom. So die regte setting. Terwyl hy nou praat van die tempel wat gaan verwoes word, gee vir hulle die geleentheid om hierdie vrae te vra. Vers 4, en Jesus antwoord en sê vir hulle, nou ek sommer van die begin af noem, wat Jesus hier gaan sê, moet jy besef, alles wat ons hier gaan lees in die hoofstuk, het hulle as disippels self nie beleef nie. Net Johannes, wat dit dalk mag beleef, as hy daar was in daai tyd. Sover die geskiedenis, en ons het nie al die, want het gaan oor die vroeë geskiedenis, gaan nie wat die Bybel vir ons weergee nie, het al die apostels, waarskynlik voor 70 na Christus al gesterf. Die meeste het in elk geval. En die ander was nie in Jerusalem omgewing gewees nie. So wanneer hy oor hierdie goed praat, is dit tegnies nie op hulle is van toepassing nie. Maar hy laat dit nie so deurgee nie. Wil dit hoor van die begin af. Jesus antwoord, hulle vra oor die volëinding van die wêreld, vra oor sy koms, vra oor die tempel. Wat is die eerste ding wat hy sê? Pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Dit is vir my baie interessant, dit is waarmee hy begin. En verder in hierdie gesprek gaan hy nog 2 keer daarna verwys, so 3 keer in totaal praat hy van dit. Laasweek het ons na so 'n aspek gekyk, hoeveel misleiding daar is in die kerk. So ek sê wie hier vanoggend, want almal was dalk nie laasweek nie, ander wat aanlyn luister, moenie iemand, enige prediker, enige profeet, moenie iemand op 'n pedestal plaas nie. Sou jy 'n woord kry van iemand, wonderlik, prys die Here daarvoor. Maar moenie daai persone gaan aanhang nie. Die gawes is vir die kerk. So enigiemand kan vir jou 'n woord bring, of 'n gawe deur enigiemand werk, maar ons is almal gelyk. Dis een van die groot probleme in die moderne kerk, met sosiale media. Mense wat vir hulle koninkrykies bou. So ek persoonlik hou nie baie van sosiale media nie, en ek meen dit het sy voordele ook. Maar ek dink meer nadele, maar dis wat ek dink. Dis nie. Maar moenie mense aanhang nie. Weet, vat vir jou wat daar is. As die sê ding van eat the meat, spit the bones, moet nou nie gaan verstik aan die bene nie. Maar ja, jy mag dalk net iemand aanhang en dan môre word daar enigiets, dan is daar nog 'n skandaal wat uitkom en dis hoe dit nou gaan. Want mense word geworship. Ek sien dit te veel. Veral as jy nou op die media of jou 'n lekker following kan opbou, dan gaan dit kop toe. En dis tyd wanneer mense val. So hou die oë op Jesus. En waardeer die liggaam van Christus. Hoeveel mense kom kerk toe? Ek praat nou net van hier nie. Wanneer so en so preek, of wanneer iemand van buite af kom, of 'n bekende naam. Wat sê dit? Ja, hardloop agter name aan. Is ons nie 'n liggaam nie? Moenie dat dit, preaching to the converted, maar moenie dat dit
die rede wees, dan moet jou hart ondersoek. As jy net kom wanneer iemand anders preek, of wanneer, as ons nou iemand moet kry, wel, dan is ek bly as die kerk vol is. Ek meen, daai keer wat die mense van die ander AGS was bly as dit vol is. Is dankbaar daaroor. Maar gaan hulle ander keer ook kerk toe? Of is hulle deel van 'n kerk somewhere? Om deel te wees. Maar dis hoe mense hulle harte ontbloot, expose. Die Here het sy manier om met elkeen van ons te praat en te werk, maar hy gebruik sy liggaam. Ook daai persoon wat jou irriteer. Want hy wil ons karakter vorm. Amen. Maar hy sê dat niemand julle misklei nie, en baie, al hierdie ouens wat hulle self, jy weet, dis mind-boggling, maar hoe mense hulle sien as super special. Ons almal is spesiaal vir God. Maar vir die ouens dink, want hulle het hierdie spesiale roeping in hulle lewens, anderste as ander, jy weet, en almal na hulle toe trek. Sommige dink sommer hulle is Jesus, sommige dink hulle is Elia wat kom. En hulle sal baie mense mislei, nie net min nie, baie mense. Goed, maar ons beweeg aan, vers 6, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. So ons bid teen oorloë, ons bid teen hierdie goed, dis maar van dit sal gebeur, ons verstaan dit, maar dit is nog nie die einde nie. So ja, selfs al raak dit meer en meer en meer, ons sal net te sien van die geboortepyne, maar dit is nog nie die einde nie. Dis nie spesifiek die teken dat die einde hier is nie. Net so die ander goed. Vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, pestsiektes, right? Nou weer onder die beeste. En aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. So dit is nog nie die einde, dis nie die tekens dat dit die einde is nie. Dan sal hulle jou aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Jy kan maar weet, as jy opstaan vir Jesus en opstaan vir sy woord, want daar is valse Jesusse ook wat verkondig word. Opstaan vir die waarheid van die woord, dan gaan jy teen die stroom swem. Want die wêreld is in the sway of the wicked one. En daar is baie lande waar, julle ook weet, Christene kom in die geheim by mekaar. Ons is in die een sin bevoorreg dat ons so kan by mekaar kom. Ander moet dit in die geheim doen. Terwyl van Jesus se naam. Vers 10. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En mens sien dit nou ook gebeur. Vers 11, waar sê hy weer, baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Baie valse profete, baie mense mislei. So moenie dat die nommers jou beïnvloed nie. Wil ons 'n vol kerk sien? Ja. Maar nie ter wille van getalle nie. Ons wil sien disippels, mense wat honger het vir die Here. Want ek wil julle sê, daar is groot kerke daar buite wat die Here word nie daar geaanbid nie. Sy naam staan ook in die muur somewhere, maar groot kerke. Hier sê hy, baie sal opstaan en baie sal mislei word. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En daarteen moet ons waak. Ons praat van waaksaam wees. Wanneer jy al hierdie goed sien gebeur, al die ongeregtigheid, dat die liefde in jou hart nie koud word nie. Ons almal, my en Kluis, moet waak teen dit. En dis om by die Here se voete te bly en is om mekaar warm te hou
die kole. Maar die liefde nie verkoel nie. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy klaarmaak. Dis hoe jy eindig. Wie volhard tot die einde toe? Hoor die woord volhard. Dit sê vir jou, dit gaan moeilik wees, maar jy moet deurdruk. Jy moet volhard. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Ek dink dis een van die tekens wat ons kan aanneem is regtig besig om sterk met internet nou het sy voordele. Die woord gaan uit. Nasies word bereik. Maar dan hier van vers 15 lees ons 'n spesifieke merke wat die Here Jesus gee. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, the abomination of desolation, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Laat hy wat lees oplet. Dus Jesus besig om hulle vrae te antwoord. Hier is 'n duidelike merker. Wanneer jy die gruwel van die verwoesting sien staan in die heiligdom. Nou ja, wanneer dit kom by Openbaring, wanneer dit kom by eindtye, is daar natuurlik soveel opinies soos daar mense omtrent is. Maar hier kan ons aflei, dis iets wat in die toekoms gaan gebeur. Sommige sê nou, ja maar dit 70 na Christus toe Jerusalem verwoes is. Sover my kennis strek is daar niks aanduiding dat daar spesifiek iemand wat daar in die heiligdom gestaan het. Die tempel was verwoes, Jerusalem was verwoes. En dan praat Paulus nog ook van dit wat kom. En Johannes dan nou, met Openbaring, wat die algemene konsensus is eers 90 in die 90's geskryf. 20 jaar na, meer as 20 jaar na die verwoesting van Jerusalem. En as jy glo, en dis wat hulle noem die preterist view, dat alles in Openbaring, of at least tot hoofstuk 18, het al gebeur 70 voor Christus, dan is die vraag nou, hoe het Jesus teruggekom? En dan begin jy nou spiritualize, dan begin jy met allerhande, dan is jy nie consistent met jou interpretasie nie. So wat my aanbetref is dit nog wat in die toekoms voorlê, en dat die heiligdom wel na die tempel verwys. En so is daar die tempel in Sitis, hulle staan reg om hierdie tempel te bou. So dit is vir ons aanduidings, ook dat die tyd naby kom. Wat nie 'n moontlikheid was 70, 80 jaar terug nie. Op daai stadium nie. So hy sê vir hulle, en dit gaan, soos ek, dit nou nog nie eens gebeur nie, maar hy sê dit in elk geval vir hulle, maar hy sê dit net vir hulle nie, hy sê vir almal wat kom, elke generasie daarna, hoekom, want elke generasie moet gereed wees. As Jesus gesê het, luister, ek kom hier so 2000 jaar, weer terug, dan het almal maar net aangegaan met hulle lewens. Die idee is konstant in die Nuwe Testament, dat ons moet gereed wees. Maar hy sê hierso, wanneer jy daai sien, daai persoon in die heiligdom staan, en daar was 'n vervulling daarvan ook in Daniël se tyd gewees met Antiochus Epiphanes, waar hy 'n vark gaan slag het onder meer daar in die tempel. Maar dit is 'n prefigure, 'n gedeeltelike vervulling vir die ultimate vervulling. Daar's baie van dit in die skrif. Maar wanneer hulle hierdie sien dan gebeur, dat hy wat lees, oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit die huis weg te neem nie. Wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wie die vrou wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, bid dat julle vlug nie in die winter, of op die Sabbat mag plaasvind nie. Alles wat ons daar gelees, kan jy aflei, dit is vir die Jode. Ek weet nie hoe hulle huise vandag lyk, maar daai tyd was die dakke oop, hulle het bo gekuier op die dakke, was algemeen. Trappe wat langs die kant van die huis opgaan. En wat in Judea is,
Dis waar Jerusalem is, waar die tempel is. Vers 21, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En net daai alleen, hoe erg 70 na Christus ook al was, daar was ander dinge wat erger was of net so erg was, wat in die geskiedenis gebeur het. Men dink nou ook maar met Hitler, Auschwitz, alles wat daar gebeur het. Maar so kom daar 'n tyd, soos dit nog nooit tevore was nie, en ooit sal wees nie. Dis die ultimate finale. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Niemand sou dit gemaak het nie. Maar terwille van die uitverkorenes, sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. En dis hoekom ons die woord moet ernstig opneem. Want mense is so gullible, hulle glo sommer wanneer iemand net een of ander teken of wonder doen, wys hulle nou, hardloop hulle sommer agter die persoon aan. Jesus sê, moet dit nie glo nie. Want daar sal, en dis nou die derde keer wat hy het noem, daar sal vals Christusse en vals profete opstaan. Hulle sal groot tekens en wonders doen. Hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Daar's verskeie interpretasies van die stukkie oor die aasvoëls. Een wat sê van, when judgment is ripe, it will surely come. En daar waar die aasvoëls kom, daar is oordeel wat plaasvind. Of anders sê, die feit dat daar aasvoëls by mekaar kom, weet jy, dit gebeur, dit is reël. Jy kan dit al van ver af sien. Wat ook al die interpretasie is, vers 27 praat van die weerlig uit die ooste uitland tot die weste skyn. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Niemand sal dan wonder nie, almal sal dan weet. Dis hoe sy koms sal wees. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val. Openbaring praat daarvan, maar die Ou Testamentiese profete Joël, Amos, Jesaja, hulle praat ook daarvan. Dis dieselfde outeer, God Gees geïnspireer. Dit sal val in die hemel en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemele af, tot die ander einde daarvan. So niemand sal dit mis nie. En leer van die vyeboom hierdie getuienis, wanneer sy tak al sag word, en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Nou die vyeboom kan ook wees 'n verwysing na Israel, dit word in die Ou Testament ook so weergegee. Of dit kan, wat natuurlik net in 48 toe hulle nasie weer geword het, maar dan ook net die feit hoe die vyeboom se siklus gaan. As die blare uitkom, weet jy, die somer is op pad. Net om te sê, julle weet, dis dan die tyd wat aanbreek. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan nie. Dis nou daai geslag wat dan nou sien hierdie dinge gebeur. Voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die dag en die uur weet niemand nie,
die dag en die uur weet niemand nie. Wat mens maar net altyd verstom hoe mense wil datums gee. En jy weet, ons het nou gepraat van broer Dani, hy is 'n broer. Maar daar is soveel ander ook. Maar dis hoekom jy moet pas op, dat jy verder as die skrif beweeg. Of goed gaan herinterpreteer, waar jy nie ander skrifte kan dit bevestig nie. So, weet jy, Samuel, mense is dit, jy wil net gaan goed inlees wat nie daar staan nie, want dit is iets wat jy wil hoor. En dit kan met Christene gebeur. So die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie. Die eerste koms kon hulle geweet, hulle kon actually bereken het, van wat jy in Daniel lees. Maar hierso, hoekom weet niemand nie? Juist sodat almal kan gereed wees. Elke generasie. Man, so was daar deur die eeue, ouens wat datums predict het. Ek het een gelees van 1844 was daar ook. En hele Amerika was op hol gewees en hulle maak reg vir die Here se koms. 1844. En hier is ons nou nog. Jy weet van die boek 88 redes, hoekom het in 1988 die Here gaan kom. Nou, ek dink daar's baie, ek het nie die boek gelees nie, maar ek glo as al 80 van die 88 sal seker goeie punte wees. En ek neem aan, dit sal nou meer boeke verkoop as wat jy net gesê het, 88 redes dat die Here se koms naby is. Maar nou dat daar gesê is, in 1988, toe was dit seker 'n topverkoper. Maar dit het nou sy waarde verloor. Maar so word al die predictions gemaak. Niemand weet die dag en die uur nie, ons moet altyd gereed wees, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het en getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Jy weet, Noag het jare aan daai ark gebou. En wat 'n bespotting moes hy en sy familie gewees het. En hy was ook genoem 'n prediker van geregtigheid, so hy het gepreek vir die mense, die Here se oordeel kom. En wat ek lees in die Bybel is hy die mees onsuksesvolle prediker wat daar was, want dit was net hy en sy gesin wat gered is. Maar hy was gered, sy gesin, want hy was gehoorsaam. Maar so vir jare, nou die eet en die drink, die huwelik, dis nie slegte goed nie. Dis nie morele sondes daai nie. Wys jy net, hulle het met hulle lewens aangegaan. Was nie ingestel op die koms van die Here nie. Of wat nou maar die woord vanoggend, was nie waaksaam nie. En ek dink dis die grootste gevaar, dat ons as Christene so meegevoer raak in die wêreld. Nie met goed wat verkeerd is noodwendig nie. Ek meen dit in elk geval moet nie eens geduld word by ons nie. Maar wanneer ons net deur die emotions gaan in die lewe, eie dingetjies doen, nie die koninkryk eers te soek nie, nie ingestel wees op die koms van die Here nie. En daarteen moet ons waak. Jy gaan nog steeds eet en drink, jy gaan nog steeds die goed aan, want jou ingesteldheid is, die Here is naby, en ek het werk om te doen vir hom, in sy koninkryk, dis die verskil. En soos toen Noag in die ark gegaan het, vers 39, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal die koms van die Seun van die Mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, en een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, en een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet wat 'n uur julle Here kom nie. Dis die boodskap wat jy moet vat. Waak dan, dat julle nie weet, omdat julle nie weet wat 'n uur julle Here kom nie. Net daai stukkie van een word aangeneem, daar's 2 maniere om daarna te kyk. Eerstens is dit die oordeel. Die wat geneem word is oordeel, omdat hulle is weggevoer wat nie in die ark was nie.
Of die ander een is om te sê, die engele het die uitverkorenes kom haal in daai tyd. Maar hoe dit ook al sê, die boodskap vir ons is, waak dan. Vers 43, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in wat 'n nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, altyd gereed wees. Want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. En dan sê hy, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt? Dis ons titel vir vanoggend. Wie is die getroue om heeltyd besig te wees met dit wat die Here vir jou gee om te doen in hierdie lewe, getrou daaraan te wees en verstandig, wat die tye onderskei. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle al voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. So hier, ek weet, jy het jou werk wat jy hierdie week doen. Wat ook al jy in die week doen. Maar as jy besig, leef jy met 'n ingesteldheid met die dinge van die Here, met sy koninkryk, wat ons 2 of 3 weke terug gehoor het, soek allereers die koninkryk van God. Hoe kan ek by my huis? Hoe kan ek by die werk? Hoe kan ek in die gemeente? Hoe kan ek in die gemeenskap God se koninkryk bevorder? Waar kan ek my deel doen by die huis? Waar kan ek my deel doen by die kerk? Wat is die gawes? Wat is die talente wat die Here my gegee het? En moet nie vergelyk met ander nie. Soos ek sê, ongelukkig is dit mens, dat sekere gawes word soort van as belangriker beskou as ander, asof die ander nie belangrik is nie, of minder belangrik is. Daarom het hy gesê, daai toon en daai pinkie is net so belangrik soos enige ander liggaamsdeel. So moenie dat jou verhoed om jou gawe te gebruik nie. Of dit nou hier is, of in die publiek, of by die werk, of waar ook al. Hy sê ook al, vir elkeen wat soos vir sy kinders, of vir sy profeet, 'n beker water gee, daar is 'n beloning daarvoor. So eenvoudig soos 'n beker water. Waar sien jy behoefte om dit aan te spreek? Maar die vraag is, leef jy met 'n koninkryks ingesteldheid? Leef jy met 'n opgewondenheid dat Jesus se koms naby is? En ek weet ons raak distracted. Dis hoekom ons hierdie preek weer preek. En later in die jaar sal dit weer iets in hierdie lyn weer na vore kom. Want dit is deel van my taak om ons heeltyd op koers te bring en te laat herinner, ons is nie net hier vir hier nie. Ons leef in afwagting vir die koms van die koning. So gelukkig, vers 46, gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind, daai van hand in die ploeg, en iemand wat nie omkyk die hele tyd nie. Hy is besig om te werk. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal om oor al sy besittings aanstel. En Jesus waarskynlik nie dit in gedagte gehad toe hy het gesê het, maar mense sou dit kon vat na die millennium, waar hy gaan mense aanstel. En as jy verder sou lees, hoofstuk 25 is die gelykenis van die talente. Weet, en die 5 verstandige maagde wat ekstra olie gehad het. So hy sê, ek sal hom oor al sy besittings, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. 48, maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en hy sy mede diensknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt
kom op 'n dag dat hy het nie verwag nie, en op 'n uur dat hy het nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Vir die wat die Gees dink, Mariska het daarna verwys Romeine 8, wanneer was dit laasweek of 2 weke terug. Die wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Ek en jy wat wedergebore is, ons het die Heilige Gees. En die Heilige Gees is besig om ons voorberei vir die Here se koms. En hy is daar om vir ons te wys waar ek en jy moet ons deel doen. Waar ek en jy, ons kan nie alles verander nie. Jy moet net die deel doen in daai liggaam. Maar laat jy sal besig wees, hand in die ploeg, wat hy vir jou gee, wat sy wil vir jou is in hierdie seisoen, sodat jy kan gereed wees. Dis 'n manier om gereed te wees, wat jy besig is met God se dinge vir jou lewe, die koninkryk eers te soek. Ek glo ons elkeen wil hierdie getroue, nie langs die pad stop nie. Ek en Mariska was al by 'n klomp kerke betrokke en jy sien dieselfde patrone. Soveel mense begin 'n ding en dan raak hulle weg. Dat jy sal getrou wees. Dis 'n virtue wat God in ons wil kweek. Want in vandag se tyd is so maklik net om, want dis die culture, ek het al genoem van net die manier hoe consumerism werk waar ons leef. As iets breek, ag, jy koop net 'n nuwe ding. Jy weet, dit is finansiëel is dit beter in baie opsigte as wat jy 'n ding regmaak. Maar dit skep 'n tipe mentaliteit van, jy weet, ag, wat iemand anders kan dit doen, of jy weet, ek het nou hier iets gedoen, maar ek is nie lus om dit klaar te maak nie. Dis die tipe kultuur waar ons leef. Jy moet waak daarteen. Hy soek 'n getroue dienskneg. Mense wat bereid is om die pad te stap, al voel hulle nie noodwendig vandag. Voel ek vandag lus om te preek? Nee. Nou ja, ek kry salaris, maar dis nie die punt nie. Of ek nou salaris gekry het of nie. Vir jare het ek in die kerk gedien wat ek niks verdien het nie. Ek kon daai tyd ook gesê het, ag, what's the use? En dan onderskei ek ook hierdie liggaam nie. Maar gaan dit nou oor my? Weet, jy moet nie altyd kom om te ontvang nie. Jy kom om te ontvang van die Here, maar nie kom met 'n selfsugtige, jy is hier om te gee. Jy is hier om saam te leef met ander. Ek weet, en dan sê mense, ja, maar so en so sit in die kerk, en so is in die kerk. Ja, hulle is juist daar. Hulle is daar om jou te vorm. Dat jy leer om in liefde te leef. Dat jy leer om vry te spreek. Hoe anders gaan jy dit leer? Paulus noem dit. Hy sê, ek hoor daar is skeringe tussen julle. Dan sê hy, ek verwag dit. Ek paraphrase nou. Sê ek verwag dit. Want dit onderskei op die ouend wie se ware gelowiges. So daar gaan nie jakkalsies wees in die gemeente, in die kerk. En enige kerk wat vir wat weet regtig die Here se aangesig soek. Ja, so julle hoor, ek praat baie oor kerk. Laasweek ook oor, het ek gepreek, wanneer het jy gepreek? 2 weke terug. Ja, laasweek was oor die leierskap en wat hulle rol is. Dis die Here se kerk. En hy het sy orde daarin gesit. En jy moet kyk in sy woord, waar pas ek in 'n gemeente in? Of dit nou hier is of 'n ander gemeente. Maar dit is natuurlik ook daar waar jy in jou werksplek beweeg, daar waar jy by die huis is, dis waar dit begin. En waar jy leer om in liefde te leef.
maar dat jy sal leef met die ingesteldheid. Ja, dis dalk moeilik, die uitdagings waar jy nou gaan. Onthou vir die Here is niks onmoontlik nie. Hy maak 'n weg waar dit lyk asof daar geen weg is nie. Wanneer jy hom eers stel, wanneer jy sy koninkryk eers soek, wanneer jy leef met die verwagting, die koning se koms is naby. Ek moet besig wees met die dinge van die Here. Dan maak hy vir jou deure oop. Dan maak hy vir jou deure oop. Daar's te veel wat sê, bid vir my vir dit, en dit is goed dat ons vir mekaar moet bid, so, ons is dankbaar as mense ook na vore kom sê, maar dan wil ek vir jou vra, is jy besig met dit wat die Here vir jou vra om te doen? Dis ook 'n vraag wat jy vir jou moet vra. Hy sê, laat ons waaksaam wees. Ek dink, dis nie toevallig dat nou gister met die karre en julle is in laasweek nie. Laat ons waaksaam wees. Maar ook waaksaam wees vir wat die Here wil doen deur ons en wat die vyand wil probeer verwoes. Laat ons waaksaam wees, ook as leierskap. Goed, so kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie woord vanoggend. Waar ons weer kan herinner word om gereed te wees, om waaksaam te wees, om verwagting te wees en afwagting te leef vir u koms. Ja, Here, so die generasies al verbygegaan. Maar ons sien nou tekens wat die generasies nie gebeur het nie. Maar Here, net op grond van u woord wat u sê, laat ons gereed wees. Vergewe ons waar ons distracted geword het, meegevoer geraak het in die alledaagse dinge wat ons ook moet doen. Maar help ons, Heilige Gees, om waaksaam te wees, om elke dag te leef met die ingesteldheid. Die Here is op pad. Koning Jesus is op pad. Waarmee is ek besig? En self af te vra, Here, daar waar ek werk toe ry, of werk toe stap, of skool toe gaan, wat wil u vandag deur my doen? Hoe wil u vir my vandag gebruik om u koninkryk te bevorder? Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Kan ons staan en afsluit met hierdie lied wat ons lanklaas gesing het, soos goed as dit weer sing, ek wil gereed wees. Staan as jy wil gereed wees, dan moet jy nou staan. Gereed wees vir een wat kom, vir die bruidegom. Wat doen 'n bruid? Bruid sien uit daai troudag, dis al waar sy dink. En so vir ons bruidegom wat kom. Daai bruide wat vir ons voorlê. Wil gereed wees as hy ons kom haal, want dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Wil gereed wees vir sy koninkryk, as hy my wil gebruik, laat ons gereed wees. Ook om op te staan, waar dit nodig is, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Ek wil gereed wees, vir die een wat kom. Ek wil gereed wees, vir die bruidegom. Ek wil gereed wees, as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees, as Jesus my kom haal. Ek wil
vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom ons sê, ek wil gereed wees. 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 En as Jesus kom, kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Maar ek wil gereed wees as Jesus kom. Want ek wil gereed wees en as Jesus kom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die koning wat kom, en die liefde van God, daai liefde deur ons vloei, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, en elkeen van ons. Amen. Ons herinner die vroue, ek wil hier net agterbly vir hulle kort vergadering. Ek weet nie of mens kan kort sit by 'n vrou kort vergadering nie, maar sal sien. Geseënde week vir